is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig die hoofde. Onse wonderlike Jesus, dankie dat U 'n groot God is. En ons wil voor U kom buig as ons groot Skepper. En ons wil vra dat U ons op hierdie oomblik sal vul met U Heilige Gees, soos wat U ons in U waarheid lei. Mag U teenwoordigheid nie net ons hele menswees vul nie, maar ook hierdie saal en die toerusting en die hand oor alles hou, sodat U naam op 'n kragtige wyse verheerlik kan word. Ons gee ons in U hande, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, Openbaring is eintlik 'n baie gestruktureerde boek, en hy's basies geskryf in die vorm van 'n chiasme, 'n Griekse X. Met ander woorde, as ons kyk na die ooreenkomste, byvoorbeeld Openbaring 1 tot Openbaring 3, wat handel oor die 7 kerke, stem oor een met die Nuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 9. En dan die 7 seels, Openbaring 4 tot 8, stem oor een met die millennium gedeelte, Openbaring 19 tot hoofstuk 21. En dan die 7 trompette stem oor een met die 7 laaste pla, die groot stryd stem oor een met die val van Babylon, Openbaring 17. So jy kan sien, hy's letterlik die ooreenkomste in 'n Griekse X, wat Openbaring beweeg. Openbaring 1 vers 1 sê vir ons hierdie wonderlike gedeelte, as dit sê, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het. Nou die interessante deel van Openbaring is Jesus Christus. En Jesus is die outeur van Openbaring. Het jy dit? Jesus is die outeur van Openbaring. Hy wat vir ons die boek gegee het, wat vir ons deur sy engel gegee het, en dit getuig van Jesus. Nou vers 9 sê, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking, en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efesië en Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En dan sê vers 12, toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, wat op 'n met 'n kleed wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het hy uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Nou, hoekom word daar net aan 7 gemeentes geskryf, terwyl daar eintlik baie meer gemeentes was? Baie mense dink, daar was net op daai oomblik 7 gemeentes gewees. Nee, daar was baie meer. Daar was byvoorbeeld die gemeente in Jerusalem, daar was gemeentes in Rome, Antiochië, Korintië, Troas, Assos, Miletus, Kolosse, Hierapolis, en vele ander gemeentes gewees. Nou, hoekom spesifiek hierdie 7 gemeentes? Hoekom spesifiek hierdie 7 gemeentes? Wel, die 7 gemeentes is heel waarskynlik uitgesonder, omdat hulle die verskillende fases van die Christelike kerk in die geskiedenis uitbeeld. Jy gaan sien die Christelike era van daar tot nou word basies in 7 fases uitgebeeld, wat elke fase word deur 'n gemeente voorgestel. Tweedens,
hulle name, hierdie 7 gemeentes, en die toestand binne die verkose gemeentes is tipies van elke fase van die kerk se geskiedenis, soos dit reg deur die eeue omvou tot vandag. En dan derdens, hierdie 7 gemeentes was ook op die hoofposkoetsroete geleë, en hulle was dus maklik bereikbaar. Hulle was ook in die volgorde geleë, soos wat hulle in die Bybel opgeteken is. Met ander woorde, dieselfde volgorde in die Bybel, so is hulle ook gewees. Jy kan sien as jy kyk na die kaart van Klein-Asië, hieronder is Patmos, die eiland waarna Johannes verban is en waar hy Openbaring geskryf het. En dan die naaste aan hom was die eerste gemeente, Efesius, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en dan die laaste gemeente Laodicea. En dan ook iets belangriks om te onthou is dat Johannes kies nie self die 7 gemeentes nie. Hy het dit nie self gekies nie, maar ontvang 'n uitdruklike bevel in vers 11 om die briewe aan hulle te rig. Met ander woorde, God sê vir hom, skryf hierdie briewe en rig dit na hierdie gemeentes toe. Nou die getal 7 is baie prominent in Openbaring. Inteendeel, as jy dit gaan tel, gaan jy dit 54 keer kry, net in die boek Openbaring. So dit sê vir ons, dis tog 'n belangrike getal, nie waar nie? Veral as dit 54 keer gewys word. Nou in die Bybel word die getal gebruik, natuurlik om volmaaktheid, volledigheid en algeheelheid voor te stel. So met ander woorde, dit is 'n simboliese getal vir volledigheid en volmaaktheid. Ons kry byvoorbeeld die 7 kerke, die 7 seels, die 7 trompette, die 7 laaste pla en baie ander dinge wat praat van die getal 7. Nou die getal 7 word ook verdeel in 4 plus 3. 4 plus 3 is 7, nie waar nie? 4 verwys na die 4 windrigtings van die skepping, soos God geskep het, na die 4 windrigtings, en die 3 natuurlik na die 3 enige God. Nou as ons dit saamgooi, 3 plus 4 is gelyk aan 7, kan dit verwys na die verbinding van God met die wêreld, en bring die volle, let wel die volle, die volmaaktheid, handelinge van God met die mensdom letterlik tot uitdrukking. Natuurlik ook, dit is die term vir volmaaktheid, en natuurlik kry ons van die 7 geeste, of dit word ook vertaal die 7voudige gees, wat verwys na die Heilige Gees, die volmaakte Heilige Gees. En dan die 7 lampe, wat vir ons wys na die 7 gemeentes, en dan die 7 sterre, en daar hy hou 7 sterre in sy hand vas, wat verwys na die 7 engele of die leraars van die gemeente. Nou vers 20 sê, die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, is die engele van die 7 gemeentes. Het jy dit? Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Ons hoef nie te raai nie. Hy sê, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Baie belangrik. Weet, die Bybel is sy eie vertolker. Die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Nou, jy kan onthou gisteraand se lesing, het ons gekyk na Daniël 2, wat begin het met die hoof van goud. Dit was Babylon, nie waar nie, gevolg deur Medium Persië, die 2 arms van silwer, dan die buik, Griekeland, en dan die bene van yster, Rome, die Romeinse Ryk, en dan die verdeelde koninkryk wat verdeelde Europa was, en dan was dit die klip wat die beeld met sy voete getref het, wat die wederkoms was. Nou Openbaring val almal in by die voete en tone van yster en klei. Die 7 kerke, die verdeelde ryk en het eindig met die wederkoms. Die 7 seels, verdeelde Europa, wederkoms. 7 bassyne, wederkoms. Groot stryd, wederkoms. So ons val heeltyd in hierdie gebied in. Nou die 3 verskillende vlakke waarop die briewe verstaan moet word. Jy weet, hierdie 3 briewe, 7 briewe in die 7 gemeentes kan basies op 3 vlakke verstaan word. Of eerstens, die eerste toepassing, dit was 7 werklike gemeentes wat gelyktydig bestaan het. Hulle was fisies daar met die skrywe van Openbaring en hulle het almal bestaan. So die eerste toepassing is natuurlik vir die plaaslike gemeente. Met ander woorde,
Hierdie boodskappe was dus vir hulle aktueel, verstaanbaar en relevant in daardie tyd gewees. Toe elkeen sy brief gekry het hy geweet waar dit gaan. Hy kon na sy eie omstandighede kyk. So dit was heel eerstens vir die lokale gemeentes gewees. En natuurlik die tweede toepassing, dit is 7 geestelike fases vir vandag in die Christense lewe. Met ander woorde, ons kan dit toepas, ek bedoel, dit kan 7 fases van die tyd voorstel, maar u kan ook een van daai fases van daai gemeente in die eie lewe ervaar, nie waar nie? So met ander woorde, dit is ook vir almal gewees. Die boodskappe was egter ook vir al die ander gemeentes in Klein-Asië, waar daar natuurlik baie meer gemeentes was. Hierdie gemeentes is gekies omdat hulle spesiale boodskappe besit het, wat jy deur die eeue by al die gemeentes sal kry. Ek bedoel, dit is nogal iets interessant, jy sal dit by al die gemeentes kry. Dis is hierdie boodskappe ook vir al die gemeentes deur al die eeue. Vir almal deur al die eeue. Met ander woorde, almal kon tog baat daarby vind. En dan, die 7 kerkhistoriese tydperke is nogal opeenvolgend. Met ander woorde, hierdie briewe kan ook profeties gesien word, of die 7 briewe is ook simbolies van die 7 tydperke in die geskiedenis oor die afgelope 2000 jaar. So elke brief stel dus 'n periode in die kerkgeskiedenis voor. En jy gaan sien hoe dit baie mooi inpas. Byvoorbeeld die Efese gemeente strek van die jaar 31 na Christus tot en met 100 na Christus. En dan Smyrna van 100 na Christus tot 323, so gaan dit aan, tot die laaste gemeente Laodicea wat van basies 1844 strek tot en met ons huidige tyd en nog voor die wederkoms. Nou, iets interessants, in elkeen van hierdie 7 briewe word 3 dinge by almal van hulle herhaal. Ons kry hierdie 3 sinsnede in elke brief. Eerstens, God sê, ek ken jou werke. Wat sê dit? God sê eintlik, ek ken jou. Ek ken jou hart, ek ken jou omstandighede. En dan, aan hom wat oorwin. Met ander woorde, God wil hê ons moet oorwin. En dan derdens, hoor wat die Gees sê. Met ander woorde, luister. Luister na die Bybel, luister na die briewe, luister na die boodskap daarin vir ons. Nou kom ons begin met die eerste gemeente, die gemeente van Efese, wat rofweg strek van 31 na Christus tot 100. Dit staan ook bekend as die tydperk van die apostels. Tydperk van die apostels. In die historiese tydlyn van 31 na Christus tot basies 100 na Christus. En as ons kyk na ons kaart, is Efese hier ondergeleë, die eerste gemeente, die naaste aan die eiland Patmos waar Johannes was. Nou Efese beteken, die naam Efese beteken letterlik begeerlik, ideaal of gewenste. En dis nogal simbolies van die tydera. Begeerlik, ideaal of gewenste. Nou Efese was een van die hoofstede van die Romeinse provinsie in Klein-Asië. Baie belangrike stad gewees. Hy het 'n groot hawe gehad en was natuurlik op die hoofroete, die hoofposkoetsroete geleë en was bekend vir sy aanbidding van afgode. Hy het ook die grootste tempel van Artemis of Diana gehad. Nou die Gote vernietig die tempel in jaar 262 na Christus en dit is nooit weer herbou nie. Dit is totale ruïnes vandag. Nou Efese het ook die groot teater van Klein-Asië gehad. Nou as ons bietjie kyk hoe lyk dit daar in Efese vandag of die oorspronklike Efese, lyk dit nie noodwendig baie goed nie. Jy kan sien dis van die opgrawings wat hulle besig is om te maak. Hier is die straat van Kiret. As jy kyk sien jy al die stambeelde of die pilare. Nou elke pilaar, elke deel daar het 'n afgod opgehad. Hierdie stad was letterlik vol afgode gewees, want hulle het afgode aanbid, was 'n totale heidense nasie waar die Christelike kerk eers klein begin het. Nou hier is die biblioteek wat hulle opgegrawe het, wat redelik mooi behoue gebly het, of althans wat oor is van dit, en 'n paar van die ander dinge. Jy kan sien paar goeders, artefakte, dinge, hier is die Stolaticus standbeeld in Baddens, wat hulle opgegrawe het, en nou hier aan die regterkant, my linkerkant, die regterkant, het ons die afgod Diana, sien jy? Wat daar oor groot in Efese was. Nou sy word uitgebeeld as 'n vrou met 'n
met so baie borste, ek dink Nestlé sou baie gaande oor haar gewees het, wat natuurlik vrugbaarheid voorgestel het, maar dis nie veel waar oorgebly het nie, daar's maar nog net bietjie ook een van die klein beeldjies wat hulle daar ontdek het van Diana, wat sy het natuurlik in die begin van daai era baie groot rol gespeel in die mense se lewens, wat natuurlik uit afgoderry was. Hier's 'n amfitheater, en baie interessant, as jy die Bybel lees, dan sal jy sien dat Paulus was in Efese vir die mense in hierdie amfitheater groot opsprake gemaak. So dit was die einste amfitheater waar Paulus in was en waar daar groot dinge waar gegaan het oor die aanbidding van die godin Diana en al daai tipe dinge. Nou as ons bietjie kyk na die era daarvan, nou profeties word die Efese tydperk in die geskiedenis erken as die begin van die kerk in die tyd van die apostels. Met ander woorde, die begin van die kerk, 31 tot 100 na Christus, toe die kerk as te ware vars in sy bloei was. Nou hierdie tydperk word gekenmerk deur warmte, liefde en genadige arbeid. Jy onthou die eerste gemeentes het al hulle goed verkoop in Handelinge en alles saam besit en saam gelewe en alles saam gegee. Nou God sien die kerk as begeerlik met 'n groot sending ywer. Die kerk het in die eerste eeu ongelooflik vinnig gegroei met die gevolg dat bykans die hele Efese distrik tot die Christendom bekeer was. Die apostel Paulus het selfs 3 jaar in Efese gebly en die mense daar geleer. Nou as ons kyk na die brief Efese self in die Bybel, Openbaring 2 vers 1 tot 3 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Nou dit sê Jesus wandel tussen die goue kandelaars. Nou Jesus gee die kerk deur hierdie beeld die versekering dat hy vir ewig met hulle sal wees. Wat ook al die omstandighede mag wees, die feit dat die kandelare van goud is, gee aan ons 'n aanduiding van hoe besonders waardevol die kerk in God se oë is. Nie waar nie? Die kerk is God se oogappel. Hy beskou hom as goud. In Openbaring 2 vers 2 sê hy, ek ken jou werke. Onthou jy daai woorde? Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. En dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Nou Paulus skryf aan die gemeente in Efese, die boek Efesiërs 5 vers 6 en 7 waar hy sê, laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, wees dan nie hulle deelgenote nie. Nou dit skyn asof die Efesiërs egter Paulus se raad nogal gevolg het, want 30 jaar later in die boek Openbaring word hulle deur Jesus geprys dat hulle die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. So dit help nogal om getrou te bly. Nou vers 4 sê, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. En vers 6 sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Nou wie was die Nikolaïte gewees? Nou Irenaeus, dis 'n tweede eeuse skrywer, wat opgegroei het naby Efese, verwys na hulle in een van sy geskriftes. Hulle het Irenaeus geskrifte gekyk, en gelukkig het hy bietjie iets geskryf oor hierdie mense, wat vir ons 'n bietjie duideliker beeld gee. Nou hy sê in sy geskrifte, sê hy, die Nikolaïte het beweer, dat hulle Christene is, maar wat baie onverskillig gestaan het teenoor egbreek, om vleis te eet, wat aan afgode geoffer is, en al daai dinge. Hulle was dus 'n groep binne die eerste eeuse kerk, wat voorgegee het, dat hulle disippels van Nikolaas was. Nou, Nikolaas was een van die 7 oorspronklike diakens, ons kry dit in Handelinge 6 vers 5, Hulle het in die vryheid van die vlees natuurlik geglo en geleer dat die dade van die vlees geen invloed op die reinheid van die siel het nie en dis nie jou verlossing in gevaar stel nie. Dis 'n lekker godsdienst waarna hulle geglo het, nie waar nie? Met ander woorde, jy kan maar doen jong, jou vlees is alright. Ons het toevallig 'n moderne weergawe vandag
waar almal sê, ag, dit maak nie meer saak nie, weet, ons kan maar aangaan. Dis maar presies die moderne weergawe van dieselfde geloof wat hulle die Nikolaitiete gehandhaaf het. Nou interessant, die disipel Nikolaas het nooit hierin geglo nie. Dit was nie een van sy leerstellings, is nooit opgeteken nie, dis maar net iets wat mense van hom begin glo het. Nou as ons kyk na die kerk, was dit 'n tydperk van warmte, samesyn, gemeenskaplike besittings, God sien die kerk as begeerlik met groot sending aksie, maar so baie keer gebeur, die gemeente koel af na 'n tyd, verloor hulle eerste liefde, daar kom valse apostels op die toneel, en dis ook toevallig die tydperk van die keisers Augustus, Tiberius, Claudius, Nero en Domitianus. Nou, hulle kandelaar word verwyder. Sedert 1309 neem die Turke beheer van die stad oor, en tot vandag toe heers die moslems daar. Die Efese is vandag nie meer 'n Christenstad nie, soos voorheen nie. Hulle het letterlik hulle kandelaar verloor, omdat hulle nie vasgehou het aan Jesus nie. En die waarskuwing, dis ook wat met u en my gebeur, wanneer ons nie vashou aan Jesus nie. Ons moet oppas vir die Efese ervaring in ons lewens, waar ons brand van die ywer vir God, maar na 'n tydperk vergenoeg raak en natuurlik afkoel. Gebeur dit nie so maklik nie waar nie? En solank 'n mens aktief is en uitreik, bly jou gees lewendig, vertel Jesaja 58 vir ons. Om lewendig te wees, om aktief te wees, is al manier om lewendig vir die Here te bly. In Openbaring 2 vers 7 sê Jesus aan hierdie gemeente, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Baie wonderlike belofte om aan vas te hou. So as ons aan die einde kom van Efese, dit praat van die begin van die Christelike kerk, ontplooiing van Bybelwaarheid. Dit was die bloeitydperk van die Christelike godsdiens as te ware. Nou kom ons stap aan na ons tweede gemeente, Smyrna, staan ook bekend as die vervolgingstydperk. Iets baie interessants gebeur in die tweede gemeente. Nou sien die profetiese tydperk, basies van die jaar 100 na Christus tot die jaar 313 na Christus, is die tydvlak waar hy ingedeel word. Ons kan sien Smyrna, die tweede gemeente, net bietjie bo van Efese. Nou as ons kyk na Smyrna, beteken letterlik aangename of lieflike geur. Dis wat die woord Smyrna beteken. Aangename of lieflike geur. Nou hierdie geur was afkomstig van 'n welrykende gom van 'n Arabiese doringbos. Hoe meer hierdie plant gekneus was, hoe meer aangenaam was die aroma wat dit afgegee het. Natuurlik 'n balsam sal vir dooies en 'n spesery of mirre vir wierook was ook daarvan gemaak en nogal van daar af versprei. Nou as ons bietjie kyk na die agtergrond van die gemeente van Smyrna of die dorp self. Smyrna was 'n pragtige hawe stad gewees, beskermd deur berge en natuurlik as jy hawe gehad het, het jy handel gehad en was jy 'n ryk stad. Daar was verskeie warmwaterbronne en hulle myn ook 'n sagte koolstof en hulle staan bekend vir hulle pragtige matte wat hulle gemaak het. Nou Lysimachus het hierdie plek gekies, hy was natuurlik 'n Romein, vir die bou van hierdie stad gewees. Nou Smyrna was een van die sterkste Christenvestings en ook die laaste stad van die ou Romeinse ryk wat oorgegee het aan die moslems. Hy is die Christenvesting wat eintlik die langste staande gebly het. Nou hier is natuurlik die Colosseum, waar baie Christene hulle lewens verloor het as gevolg van hulle Christenskap om te staan vir Jesus, net bietjie binne hoe dit gelyk het. En nou hier is die stad self, Smyrna, of althans wat oor is van dit, jy sal sien die moderne stad is daar in die agtergrond, terwyl hier voor is maar net ruïnes en al daai dinge. Daar was nie veel oor van dit nie, net 'n paar goed wat hulle deesdae nog bietjie opgrawings maak en alles. Daar was dan bietjie iets mooies wat behoue gebly het. Jy sien die moderne stad daar agter. Nou vandag die hedendaagse stad is Izmir. Nou as jy hom so kyk, is dit 'n baie groot stad, nie waar nie? Nie baie goed as jy hom so kyk nie, jy wil nie altyd daar wees nie, maar dis maar hoe die moderne Smyrna vandag lyk. Natuurlik ook onder beheer van die moslems vandag.
Nou word vir ons vertel dat Polycarpus, wat 'n disipel van Jesus was, is hier in hierdie Smyrna lewendig verbrand in die jaar 155 na Christus. Nou moderne Ismarin is op die puinhope van die ou stad gebou. Dis hoekom een van die redes hoekom daar nie veel oor is van ou Smyrna nie, want hulle het die nuwe stad eintlik maar bo-op hom gebou. En dis hoekom hulle ook nie altyd opgrawings kan maak nie. Nou dit staan ook bekend as die era van vervolging. Nou Smyrna pas profeties baie mooi in die tydperk 100 tot 313 na Christus en staan bekend as die tyd van vervolging. Nou Smyrna was die setel van keiseraanbidding. En jy kan nie self dink wat so moeilikheid het dit vir die Christene beteken. Wierook was gebrand in 'n aanbiddingsritueel, wat natuurlik hoe hulle die keiser aanbid het, hulle moes gaan wierook brand of offer aan die keiser, en jy kan nie self indink dit 'n groot toets geword vir die Christene wat God aanbid het. Nou die bevel was, hulle moes in die openbaar, let wel, hulle moes in die openbaar wierook brand, en deur die wierook te brand het hulle eintlik gesê, ons aanbid die keiser. En nadat jy dit gedoen het, het jy 'n sertifikaat ontvang wat bevestig jy het vir Caesar aanbid, en daarna kon jy, as jy die sertifikaat gekry het, kon jy enige ander godsdienst beoefen wat jy graag wou. Jy kon daarna enige godsdienst beoefen het, solank jy eers vir Caesar aanbid het. Nou, jy kan vir jouself indink wat 'n toets is dit vir Christene. Baie mense sal sê, ag, dit maak nie saak nie, man, ons bid nie vir Caesar nie, ons brand maar net die goed, en dan kry ons sertifikaatjie, en dan is alles mos reg, dan kan ons mos nou weer vir God aanbid, nie waar nie? Maar jy sien, vir 'n Christen, is dit nie net wat jy doen nie. Dis ook belangrik wat jy weet ander mense jou sien doen. Sien, ander mense sien nie jou hart raak nie, hulle sien bloot dit wat jy doen raak. En daarom was dit vir die Christene 'n baie groot issue gewees, om net vir Caesar te offer en dan aan te aanbid soos jy wil, En hulle het vasgestaan en glad nie aan Caesar geoffer nie, met die gevolg dat baie van hulle lewens verloor het en in die tronk gestop is. Nou die mirre van die naam Smyrna is natuurlik simbolies van die geur voor God van sy kinders wat tydens hierdie era as martelare vir hom gesterf het. Dit was die tyd van die amfitheaters en arenas waar duisende Christene deur wilde diere verskeer is, as brandende fakkels gedien het, in dromme met kokende olie gegooi is en met swaarde gedood is. By 2 geleenthede word daar vertel, is daar in Genesis opgeskryf, waar eers 1500 en later 800 Christene vir hulle geloof doodgemaak is. Dis nou tydens hierdie arena tydperke. Nou gedurende hierdie tydperk is die kerk natuurlik gesuiwer van dwaalleraars en valse aanhangers. En dis eintlik interessant, as jy weet, jy gaan doodgemaak word vir jou geloof, sal jy skynheilig wees? Dis net nie 'n manier nie. As jy vir Jesus wil staan en jy gaan doodgemaak word, en jy staan vir hom, dan staan jy vir Here. As jy nie ernstig gesien, dan los jy mos alles. Jy sien, daarom was daar geen dwaalleer en valse aanhangers daai tyd gewees nie. Almal was eg, want jy kon doodgemaak geword het vir jou geloof. Openbaring 2 vers 8 tot 9 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het, ek ken jou werke en die verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Weet, in die tyd wat die meeste Christene vir hulle geloof moes sterf, is dit nogal verhalensgewend dat Jesus hom aan hulle openbaar as die een wat dood was en lewend geword het. Met ander woorde, die een wat die dood oorwin het. Veral as jy in die dood in die oë moet kyk, om dan te besef, maar ons aanbid 'n God wat die dood oorwin het, is nogal bemoediging, nie waar nie? Hy weet waardeur hulle gaan, maar tog beskou Jesus hulle as ryk, omdat ware rykdom lê in die geregtigheid van Christus, wat deur geloof aanvaar word. Nie waar nie? God se geregtigheid wat ons deur die geloof aanvaar. Nou hulle wat voorgee om Jode te wees, is waarskynlik diegene wat 'n vorm godsdienst beoefen het. Nou die vroeë Christene was ook beskou as Jode, natuurlik die nageslag van Abraham. Nou volgens die geskiedskrywers het die Jode egter gehelp met die verbranding van Polycarp, in wreerwraak teen die Christene gewees. Vers 10 begin baie interessant raak, het sê, vrees
vir niks wat jy sal ly nie, sê Jesus vir hierdie gemeente. Hy sê, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. 10 dae lank verdrukking. Nou die keiser Domitianus, hierdie ou was maar eintlik 'n vark gewees. Hy het nie veel tyd vir die Christene gehad nie. Hy vaardig 'n edik uit in die jaar 303 na Christus, wat lei tot 'n bittere en 'n intensiewe vervolging van die Christene vir 10 jaar. 10 jaar, van die jaar 303 tot die jaar 313 na Christus. Nou is interessant, ons gaan môre aand gaan ons dit bietjie meer in detail bespreek, maar ek gaan net hier vinnig op datum bring. In profesie is 'n profetiese dag gelykstaande aan 'n letterlike jaar. Ons gaan môre aand na die bewys kyk. Met ander woorde, as dit in profeties praat van 10 dae, is dit letterlik gelykstaande aan 10 jaar. Hy sê 10 dae verdrukking, hulle het letterlik 10 jaar vervolging gehad. En tydens hierdie 10 jaar vervolging was die Christene wreed vervolg, hulle was doodgemaak, Christelike geskriftes word verbrand, kerkgeboue was vernietig en die leiers was gevangenisstraf opgelê wat nie doodgemaak is nie. Nou 10 jaar later, in die jaar 313 na Christus, het Konstantyn hierdie band teen die Christene opgehef met sy skynbare bekering tot die Christendom en verkry die Christene gelyke regte met die edik van Milan. Jesus het vir die gemeente gesê, julle sal 10 dae lank verdrukking hê, en hulle het letterlik 10 jaar erg verdrukking gehad. 10 dae, 10 jaar, presies soos Jesus aan hulle voorspel het. En natuurlik, dit het opgehou met die bekering van Konstantyn. Dit is eintlik interessant. Konstantyn was hierdie Romein, wat natuurlik die Christene vervolg het, hulle doodgemaak het tydens hierdie vervolgingstydperk. En dit word vertel een aand, hy was in 'n veldslag betrokke, en hy droom toe die aand, en hy droom toe, as hy die Christene, want hy self is 'n heiden, as hy die Christene se kruis op sy skilde, sy manne se skilde gaan verf, dan gaan hy die veldslag wen. En hy verf toe op al sy manne se skilde die kruis, en hulle gaan in die veldslag in, en hulle wen. Wow! En onmiddellik is Konstantyn bekeer, en hy sê, wow, ek is 'n Christen van nou af. En wat hy doen is baie interessant. Sy hele, onthou, hy self 'n heiden, sy hele weermag is almal heidene, wat die Christene vervolg, en hy vat hulle en hy maak toe 'n slim plan, hy masseer hulle deur die rivier, almal van hulle, masseer sy hele weermag deur die rivier. Toe hulle aan die ander kant uitkom, toe sê hy vir hulle, hoorie manne, julle is nou almal gedoop, julle is nou almal Christene. Wow! En sy hele weermag is skielik bekeerd. En net daar stop die vervolging van die Christene. Deur Konstantyn se skynbare bekering. Onthou, hy was nie in sy hart werklike Christen nie. Hy was eintlik maar nog 'n heiden, maar net daai idee het hy komstig tot bekering gekom, maar ten minste hou die vervolging op. Want onthou, gister het ons die Christene doodgemaak en vandag is ons Christene, so wat doen ons nou? Nou gaan ons hulle ons nie meer doodmaak nie. Ons is ook nou komstig Christene. En dis basies wat gebeur het. Nou die kerk het tydens hierdie tydperk van vervolging so naby Jesus geleef, dat hy geen vermaning aan hulle gegee het nie, slegs woorde van onderskraging. Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Weet, Matteus 10 vers 28 sê vir ons, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Weet, ons almal sterf die eerste dood, leer Hebreërs 9 vers 27 vir ons. Maar daar is 'n opstanding uit die eerste dood. Maar die tweede dood is egter die dood wat ons moet vrees, want dit is finaal met 4, leer die Bybel vir ons. Finaal met 4, nie waar nie. Nou tydens die Eerste Wêreldoorlog was 4 uit elke 5 mense steeds Christene in hierdie stad gewees. Dis wonderlik, nie waar nie? Hulle het inderdaad uitgehou. Die Grieke is finaal deur die Turke verdryf in die jaar 1922 en daarna is Smyrna 'n
moslemstad. Christenskap heeltemal weg. Smyrna is natuurlik die geboorteplek van neoplatisme en natuurlik die filosofie. Nou Smyrna, die tyd van vervolging versprei die evangelie, dit suiwer die kerk van valse leerstellings en dit bring eintlik die gelowiges baie eg. Dit was basies die gemeente van Smyrna. As ons kyk na ons derde gemeente, Pergamus, die tydperk van populariteit. Skielik draai die dinge bietjie anders. As ons kyk na sy tyd, 323 na Christus tot basies die jaar 538 na Christus, sit ons om in die historiese tydlyn in. En as ons sien, hy is die heel noordste gemeente, heel bo, Pergamus. Nou as ons kyk, Pergamus beteken basies verheffing of veredeling, iets wat uittroon, met ander woord iets wat uitstaan, word ook vertaal as wagtoring, met ander woord om dit op 'n heuwel is, dit wat uitstaan, wagtoring. Nou Pergamus word die hoofstad van die Romeinse Ryk vir ongeveer 200 jaar. Hulle is die uitvinders van die perkamentrolle. Jy weet mos, voor die tyd het hulle op papierus en kleitablette geskryf, en dan is die perkament is waar die leer en die papierus wat hulle sulke rolle gerol het, wat letterlik 'n groot dinamika verander het. En dit het in Pergamus begin. Hulle beroemde biblioteek is slegs deur die een in Alexandria oortref. So hulle het 'n baie groot biblioteek gehad. En hulle het bekend gestaan as die godsdienstige hoofstad van Klein-Asië. Let wel, nie 'n Christelike godsdienst nie, maar heidene. Hulle was 'n heidense stad gewees. Met ander woorde, weer eens afgode aanbidding. Nou Pergamus was so geleë dat al die belangrike geboue was op die berg gebou, byvoorbeeld die tempels, die teaters, die gimnasiums, die publieke geboue, terwyl die res van die dorp aan die voet van die berg was. Nou hulle mint natuurlik haar eie geld sedert 420 voor Christus, met ander woorde, dit was 'n baie ryk stad. Jy kan jouself indink as hulle eie geld mint. Die stad was vol heidense tempels, waarvan die songod Zeus die belangrikste was. Ons het almal van die songod gehoor, hy was basies daar baie sterk aanbid. Nou die beroemde hospitaal van Asclepius, of die slanggod van genesing, was ook hier. Jy weet die mediese, daai slang embleem wat jy op al die mediese goed kry, kom van Pergamus af. Dis waar dit ontstaan het, van die slanggod van genesing. Nou hier is 'n bietjie morasies van ou Pergamus, hoe dit gelyk het. Daar is so 'n bietjie oorblywings van 'n teater. Jy kan sien, hier's bo die berg, jy kyk af. Al die belangrike dele was bo die berg gewees. Daar het nie veel oorgebly nie. Hier's maar net 'n biblioteekdeel wat hulle 'n bietjie gerestoreer het, en jy kan sien hy's heel toe onder beskerming en allerlei dinge. Daar het regtig nie veel van hierdie stad oorgebly nie, is maar net 'n ou paar dingetjies. Hier's 'n gedeelte wat hulle beweer die buitenste muur van die oorspronklike stad was. En natuurlik 'n ou tempel of twee, tempel van Trojan was hier. Hulle beweer die tempel van die songod Zeus het op hierdie gebied gestaan, plus minus waar die dinge oorgebly het. En natuurlik hier is die moderne stad vandag. Baie groot, baie nie moderne nie. Dis maar, jy wil nie daar gaan bly nie, as ek dit so kan stel. Goed, era van kompromie en populariteit. Pergamus verteenwoordig die tydperk van staatsondersteunde godsdiens, waarin die Christelike geloof met die heidendom versmelt. Satan kon nie die kerk vernietig deur vervolging nie, en daarom probeer hy 'n nuwe strategie. Die vorige gemeente, die era van vervolging, vervolg Satan die kerk om hom te breek, maar dit werk nie. Tydens vervolging groei die kerk, en Satan probeer 'n ander strategie. Sê, if you can't beat them, join them. Nie waar nie? If you can't beat them, join them. En dit is presies wat Satan doen. Hy kan nie die kerk vernietig deur vervolging nie, en hou sluip hy die kerk binne as 'n Christen voorreg homself. Met die bekering van keiser Konstantin in die jaar 312 na Christus, het die heidense Romeinse Ryk verander na die heilige Romeinse Ryk. Onthou jy van keiser Konstantin wat skielik bekeerd is? Onthou hy's 'n heiden, nou is hy skielik bekeerd, hy en al sy manskappe bekeerd, sonder dat hulle weet waaroor Christendom gaan. En skielik word dit die inding om in die kerk te wees. Die kerk wat vervolg was, word nou verhef en veredel tot die kerk van die staat, en die staat word nou sy sterkste aanhanger. Jy kan jouself indink hoe verward die heidene was. Ek bedoel, die een dag maak ons die Christene nog dood, en die volgende dag, oeps, hier is ons keiser 'n Christen.
En al die manne is Christene. So wat doen ons? Nou join ons ook maar die kerk. Ons weet nie waaroor dit gaan nie, maar ons join die kerk. En dis presies wat in hierdie gemeente gebeur het. Tydens hierdie era stroom die heidene letterlik die kerk binne en hulle word almal Christene en skielik is dit die inding om 'n Christen te wees. Heidense tempels is nou aan die Christene gegee vir aanbidding en die geskrifte wat in die vorige vervolging verwoes is nou op staatsonkoste gepubliseer. Skielik kry die Christene en veral die biskoppe hoë posisies in die staatsdiens. Ek bedoel, eers is hulle in die tronk, nou word hulle al die groot amptenare is nou Christene. En oornag word dit die inding om 'n Christen te wees met die gevolg, die heidene stroom die kerk binne, maar saam met hulle bring hulle heidense gebruike, hulle tradisies en al die ou bose dinge wat hulle maar saam vasgehou het. En so versmel die Christelike geloof met die heidendom en begin die kerk geleidelik 'n kompromie met die wêreld. Want nou skielik moet ons almal aanvaar en kom die kompromie. Nou die ware geloof begin kwyn en kerklike bedieninge neem die plek van die ware geloof. 'n Kompromie word tussen die kerk en die wêreld gemaak wanneer duisende heidene die Christelike geloof begin aanneem. Keiser Konstantin tree op as voorsitter by die konsilie van Nicea waar kerklike wette gemaak word. Let wel, hy is eintlik nog 'n heiden in sy hart. En hier sit hy as hoof van hierdie konsilie wat die Christen wette maak. So wat dink jy, watter wette gaan hy maak? Hy gaan natuurlik die wette maak wat hom pas, nie waar nie? En so verval Christendom tydens hierdie era. As gevolg van populariteit word die Christen afgewater. Heidense biskoppe begin die Christenbiskoppe oortref in getalle en natuurlik die heidene kom die kerk binne en eintlik totale verval vind plaas. As ons lees na die brief self, Openbaring 2 vers 12 tot 13 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Nou dit sê die setel van Satan. Nou die Galdeerse priesters, vertel die geskiedenis vir ons, vlug na Pergamus, na die Perse hulle Babyloniese vesting vernietig het. Toe die Perse Babylon oorwin het, toe vlug hierdie Galdeerse priesters na hierdie gebied toe. Hulle aanbid natuurlik die god van heling, die songod Zeus. Hulle bou 'n tempel vir keiser Augustus en natuurlik hulle aanbid hom en hulle word as bewaarders daarvan aangestel. En hulle rig natuurlik 'n altaar op vir die songod, natuurlik 39 baie groot tempel. Dit is nie hierdie tempel wat hier gewys word is die een wat in Korinthe staan. Nou die Bybel sê vir ons waar die troon van Satan is. Nou as 'n mens na al die heidense afgode kyk wat in Pergamus gevind word, en ook as mens in gedagte hou dat Pergamus die setel van Babyloniese sonaanbidding was, soos gesien in die tempel en die altaar van die songod Zeus, kan met reg gesê word dat die kerk hom te midde bevind van die troon van Satan. Nie waar nie? Hier is die kerkie van God en hier is eintlik in hierdie heidense stad bevind hulle self. Nou dit praat van my getroue getuie Antipas wat gedood is. Nou, ons weet nie veel van Antipas nie, die Bybel sê nie vir ons veel van hom nie, maar as ons sy naam ontleed, kry ons dalk 'n goeie idee van waaroor dit werklik gaan. Nou as ons kyk, die woord Antipas is opgemaak uit twee woorde. Eerstens anti wat teen beteken en pas of papas wat vader of paus beteken. In ander woorde, Antipas teen die paus of teen die vaders. Nou Antipas was dalk maar 'n sinnebeeld van hulle wat die toenemende mag en aansprake van die vroeë pausdom teëgestaan het. Nou interessant dat Christus het hierdie Antipas geprys omdat hy gestaan het. Nou die troon van Satan kan ook gesien word in die menigte heidense tempels wat nou vir Christelike aanbidding gebruik word in die plek van kerkgebou wat vernietig was, waar die kompromie natuurlik ingekom het. Geskrifte is op staatsonkoste gedupliseer en jy kan dink wat se chaos dit veroorsaak. Eers is alle Christen geskrifte vernietig en nou net die volgende dag hier word hulle gepubliseer op staatsonkoste. En natuurlik die ander dinge kom by. Biskoppe word hoë poste aangebied en met die edik van Milan word die ban opgehef om die Christene te vervolg.
en verkry hulle die guns van die imperiale regering. Dit word nou skielik 'n staatskerk. Vers 14 sê, Jesus vir die gemeente, hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Onthou jy vir Bileam? Die een met sy donkie wat Israel moes gaan vervloek het, en elke slag is die engel wat voor hom om te keer. Hy sien nie die engel nie, maar die donkie sien hom die engel. In die Ou Testament kry ons hierdie wonderlike verhaal. Nou, as ons kyk na die leer van Bileam en die Nikolaïte, sien ons is basies dieselfde. As ons die Hebreëus en die Griekse woorde opdeel, byvoorbeeld Bileam in Hebreëus is Baal-am. Baal beteken meester, am mense. So Bileam in Baal beteken letterlik meester van mense. Nou die Grieks Nikolaïte, Nico beteken veroweraar en Laos mense, beteken in ander woorde veroweraar van mense. Meester van mense, veroweraar van mense. Basies dieselfde, nie waar nie? Nou as ons terugkyk, sien ons dat die afvallige profeet Bileam, ons lees van hom in Numeri 22, was gewillig om die waarheid vir rykdom te verkoop. Ek bedoel, hy was bereid om Israel te vervloek, omdat die koning hom daarvoor sou betaal. Sommige van die Christene het die waarheid van God moeswillig verloon, om die voordele van wêreldse rykdom en eer te verkry, net soos Bileam gewillig was om Israel te vervloek, indien hy genoegsame betaling daarvoor kon kry. Jy kan dink die kompromie, eers was jy vervolg, en nou kan jy 'n hoë pos in die staat kry, maar dan moet jy dan 'n bietjie so afgewaarderde godsdiens aanvaar, jy weet. Jy moet dan die heidene bietjie komplimenteer, en jy moet bietjie toegee. En die Christene het 'n keuse gehad, ons staan vir God, en ons bly vir wat ons in glo, of ons gaan so 'n bietjie 'n kompromie aan, ons kry dan 'n goeie werk, jy weet, en ons kan dan ons gesinne onderhou, en baie van hulle het 'n kompromie aangegaan, en hulle Christelike waardes het afgesak. En dis wat in hierdie era gebeur het. Vers 17 sê Jesus vir hulle, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. En ek sal vir hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam, geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Hier kry ons 3 interessante dinge. Dit sê eerstens vir ons, Jesus sê ek sal vir jou gee die verborge manna. Nou ons weet, Jesus is die verborge manna, die hemelse brood. So wat sê Jesus eintlik vir hulle? Ek sal myself vir julle gee. Tweedens, ek sal vir jou gee 'n wit keursteen. Nou hier's interessant, hoekom gebruik hy die konsep van 'n wit keursteen? Nou weet, in antieke gebruik was dit met die regters. Jy weet, by ons die regters vandag, as hulle jou veroordeel en sê hulle, ek verklaar jou skuldig, kadwa, slaan op die hamertjie, of onskuldig, kadwa. Maar die antieke regters het dit so 'n bietjie anders gedoen. As jy onskuldig verklaar was, het hulle vir jou niks gesê, hulle het net vir jou 'n wit steen gegee, 'n wit klip gegee, wat natuurlik regverdiging en vryspraak beteken het. Maar as jy 'n swart klip gekry het, dan natuurlik skuld en veroordeling beteken, dan het jou kop maar die meeste kere gewaai. 'n Wit was goed, 'n swart was sleg gewees. En wat sê Jesus? Ek sal vir julle 'n wit keursteen gee. Hy sê eintlik, ek gee aan julle my regverdiging. Ek gee aan julle my vryspraak, solank julle getrou bly aan my. En dan sê hy, ek gee aan julle 'n nuwe naam. Ek gee aan julle 'n nuwe naam. Nou weet, 'n naam word gekoppel aan jou karakter en persoonlikheid, nie waar nie? Ek bedoel, as ek vir u sal sê, hierdie ou is 'n grompot, onmiddellik weet u waarvan ek praat, nie waar nie? Of as ons praat van Tabby, jy weet, wie van julle was Tabby genoem toe julle klein was? Onmiddellik het ons 'n beeld van wie Tabby is, nie waar nie? En jy koppel iemand se naam aan hoe hy lyk, sy persoonlikheid, sy karakter, weet wat hy openbaar. Maar as Tabby groot word, jy weet, en Tabby kry skielik spiere, en eendag loop jy hom raak, en hy is so bul van 'n ou, kan jy hom nie meer Tabby noem nie. Nou skielik is hy Rambo, jy weet. Hy het verander. Sy persoonlikheid, sy karakter verander, nou verander sy naam ook, nie waar nie? En net so sê Jesus vir ons, ek gee vir jou 'n nuwe naam. Met ander woorde, Jesus se doel is om ons te verander en ons nuwe name, met ander woorde, 'n nuwe karakter te gee. 'n Christenhart waar hy deel is van jou lewe en hy in beheer is van jou lewe.
Goed, Pergamus, die tyd van populariteit. Die Christendom word populêr, die heidene stroom die kerk binne en natuurlik 'n kompromie volg. En wat gebeur? Jou hele Christelike standaarde gaan af. Dit lê die fondasie vir afvalligheid. En dan ons volgende gemeente, Thyatira, die tydperk van afvalligheid. Jy sal sien die gemeente het opbeweeg, nou is hy besig om af te beweeg in die eras. Thyatira van die jaar 538 na Christus tot basies die jaar 1565. Hy strek amper oor die langste tydperk. Jy kan sien, daar draai ons waar Thyatira is. Goed, Thyatira beteken die offer van boetvaardigheid. Baie Christene het onder die pauslike vervolging letterlik tydens hierdie era met hulle lewens geboet. Nou die stad was die 4de gemeente wat op die antieke posroete geleë was. Die stad was 'n heilige stad van die god Teramos gewees, voorgestel deur 'n halwe mens en 'n halwe perd. Jy ken daai beeld, daai afgod Teramos. Hy weet menskop, maar die perd lyf. Dis waar hy vandaan kom. Nou die moderne Turkse naam is Akhisar en hulle is vandag bekend vir hulle matte. Weer 'n moderne stad waar nie veel van oor is nie. Nou as ons kyk na die agtergrond van hierdie gemeente, Thyatira was veral in Bybelse tyd nog bekend vir hulle kleur van materiale, veral rooi of purper, wat hulle van boomwortels verkry is in die gebied. Onthou jy nog vir Lydia die purperverkoopster? Wat sy haar purper gekry? Hier in Thyatira, dis waar dit vandaan gekom het. Was ook bekend vir die sterk vakbonde in die besigheid, en hulle was ook bekend vir hulle afgodsoffers wat hulle geëet het voor en na besigheidsvergaderings. So gesê, daar is nie veel oor nie, jy kan maar net van die ruïnes sien wat hulle dink van die oorspronklike stad. As jy so daar in die verte kyk, daar is so 'n heuwel daar. Dis waar die ou antieke stad was. Dis natuurlik vandag maar net morasies, daar's regtig nie eintlik veel oor nie, net 'n paar artefakte en dinge wat hulle kon ontdek wat dan bevestig dat dit die stad was, staan soos ons sê bekend as die tydperk van afvalligheid. Nou die Thyatira tydperk staan met reg bekend as die tydperk van afvalligheid en agteruitgang, waar tydens die Christelike kerk 'n groot gedaanteverandering ondergaan het. Die kerk wen die magstryd en hulle begin vir die staat dikteer. Die kerk en die staat begin saamwerk. En nou jy kan vir jouself dink waar die kerk vir die staat sê wat aangaan en wat moet gebeur, is daar altyd moeilikheid. Nou keiser Justinianus verklaar die biskop van Rome, die paus, hoof van die kerk in die jaar 538 na Christus, nadat die keiser in 476 na Christus geabdikeer het. So met ander woorde, waar die keiser die hoof was, is die paus, die hoof van die kerk, skielik die hoof. En Rome begin natuurlik vir Jerusalem dikteer en neem leiding in kerksake. Nou die kerk het in 'n groot geestelike donker verval tydens hierdie era, leer die geskiedenis vir ons. Tradisie en bygeloof vir die suiwere leerlinge van die Bybel oorskadu, natuurlik dit kom in van die heidene wat die kerk binne gekom het. Wrede dade is onder die naam van godsdienst deur die inkwizisie en interdikte van die paus en die konings gepleeg. Biskoppe uit die besnydenis is vervang met biskoppe uit die heidendom en stelselmatig het die kerk met mag begin dikteer. Die kerk het mag begin kry. En wat doen die kerk met mag? Kom ons lees Openbaring 2 vers 18. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en die liefde en die diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Nou wie was hierdie Isebel? Wie was sy? Nou 1 Koning 16 vers 31 vertel vir ons dat Agab, die koning van Israel, met Isebel, die dogter van koning Etbaal van die Sidoniërs getrou het en deur haar verlei is om die god Baal te dien. Sy was 'n totale heiden gewees en sy verlei eintlik die hele Israel tot heidenskap. Nou Isebel word 'n sinnebeeld van gemeenheid en onreinheid en afvalligheid en vervolging. Sy het haar heidense rites met die ware geloof van Israel gemeng en deur haar toedoen word die hele Israel tot afgodediens verruil. Ek kan onthou die Ou Testament as jy lees van Agab, die hele Israel het letterlik verval in afgodediens as gevolg van hierdie verkeerde vrou wat hy getrou het.
Natuurlik enige ontrouheid aan Jesus word beskou as hoerery of geestelike prostitusie. As jy ontrou is aan God, beskou God dit as prostitusie. Dis eintlik 'n baie sterk woord, maar dit vertel vir jou hoe God daaroor voel, as jy nie heeltemal getrou is aan hom nie. Nou, heidense gebruike begin die kerk inkom, net soos Jezebel afgodediens in Israel ingevoer het. Mens noem dit sinkretisme, met ander woorde wanneer die geestelike met die heidene vermeng. Natuurlik dinge wat ingekom het, was soos die onfeilbaarheid van die paus, boetedoenings, pelgrimstogte, aflaatbriewe, beeldeaanbiddings, aanbiddings van heiliges en offerandes en mis het alles die kerk binne gestroom. Ons kyk wat sê die gemeente, Openbaring 2 vers 21 sê, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Natuurlik 'n tydperk van berou en hervorming is aan die kerk van Thyatira gegee, om haar van haar dwalinge te bekeer, maar in steede van bekering, is daar tydens die konsilie van Trent, besluit dat na 'n persoon gedoop is, geregtigheid deur geloof nie meer saak maak nie, nie meer 'n rol speel nie, en dat 'n mens by die priesters kan vergifnis moet kry, boetedoening moes doen, en 'n tydperk in die vagevuur moes deurbring. Al hierdie dinge het tydens hierdie tydperk skielik die kerk begin inkom. Openbaring 2 vers 25 sê Jesus vir hulle, hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net so ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie belangrik, hy sê die môrester. Nou Openbaring 22 vers 16 verwys na Jesus as die môrester en die hoop van alle Christene, nie waar nie? Jesus as ons môrester. Nou baie Christene aanvaar ook hierdie verwysing om in die donker eeue te verwys na John Wycliffe, die groot kerkhervormer wat letterlik deur God gestuur is om die kerk terug te bring na die lig. Weet, interessant, John Wycliffe staan vandag nog bekend as die môrester van die hervorming, en hy baan die weg van die reformatie, wat aanstot sou begin, wat die kerk weer sou terugbring na die Bybel en die Bybel alleen. Natuurlik John Wycliffe, vertaler van die Bybel in Engels, hy vertaal die Bybel in Engels, voor die tyd was dit nie eens beskikbaar nie, die mense kry skielik die Bybel in hulle eie taal, in hulle eie hande, en hulle kan self die Bybel leer. 'n Priester interpreteer dit nie meer vir hulle nie. Nou John Wycliffe bestudeer Daniël 7, en hy skryf teen die Romeinse kerk wat op hierdie stadium die mag behou het. En hy noem die paus die antichrist, waarteen natuurlik Paulus waarsku. Hy vertaal die Bybel in Engels vir sy volk, sodat hulle self hulle kan staaf teen enige dwaalleer wat deur die paus uitgesê is en deur die priesters geleer is. Natuurlik, hy sterf in Desember 1384, nogal terwyl hy nagmaal bedien, wat nogal 'n baie mooi gedagte is. Nou interessant, die Romeinse kerk was so kwaad vir hierdie hervormer, dat 40 jaar later, na sy dood, grawe hulle sy bene op, verbrand sy oorskot tot as, en hulle gooi sy as in hierdie Avon rivier in weerwraak, om vir dit wat hy gedoen het vir die hervorming. Nog natuurlik hervormers wat op hierdie tyd na vorentoe tree in die geskiedenis is John Huss, wat sê dat mense moet God meer gehoorsaam wees as aan die wette van mense. Hy word natuurlik deur die Rooms-Katolieke Kerk verbrand as 'n ketter in 6 Julie 1415. Ulrich Zwingli wat 'n hervorming in Switserland begin, net voor Luther, maar hy die mense weer eens op 'n lewendige wyse terugbring na die kerk toe. Hier is natuurlik die presiese plek wat hulle beweer, wat vandag 'n groot monument is, waar Johannes Huss, die groot hervormer, die Katolieke Kerk letterlik verbrand is, voordat hy die mense geleer het van God en hulle teruggebring het na die Bybel toe. En natuurlik John Knox en Martin Luther kom almal hierdie tyd na vore en bring letterlik die kerk weer terug in hulle donker na die lig van die Bybel. Natuurlik Martin Luther wat gesê die Bybel en die Bybel alleen, vertaal die Bybel in Duits, en die Duitse nasie kry vir eerste keer die geleentheid om self die Bybel te lees, en hulle is nie meer van die priesters afhanklik om dit vir hulle te interpreteer nie, en hulle kan hulle self staak teen dwaalleraar. Natuurlik Martin Luther
kap in Oktober 22 sy 95 teses vas teen die Romeinse kerk, teen Wittenberg, die kerkmuur, en natuurlik die hervorming begin as gevolg van dit. En nog iets interessants, in hierdie era kom die drukpers. Johannes Gutenberg, kan jy hom nog onthou? Hy ontdek die drukpers, en vir die eerste keer kan die Bybel gedruk word. Onthou, voor die tyd het hulle dit letterlik met hulle hande oorgeskryf. En hier ontdek hulle die drukpers, en skielik word die Bybel gedruk, en die Bybel word versprei, en almal kry die geleentheid om 'n kopie van hulle eie Bybel te hê om dit self te bestudeer. En dit was basies die tydperk van afvalligheid van Thyatira. 'n Tydperk van groot afvalligheid en hervorming wat gebeur het in die kerk. Goed, ons 5de gemeente, hou vas, ons is besig. Sardes, die tydperk van hervorming. Hy was basies in van die jaar 1565 tot die jaar 1740 in die historiese tydlyn wat ons leef. Sardes, kan jy sien, kom ons daar redelik om hier in die middel van al die gemeentes. Betekenis, Sardes beteken hulle wat ontvlug of hulle wat oorbly, en verwys na die groot hervorming. Hulle wat oorbly. Dis baie interessant. Die stad het 'n hoogtepunt bereik in Johannes se tyd, was voorspoedig en het baie luksehede opgegaar. Hierdie was ook 'n ryk stad gewees. Die stad het 'n pragtige tempel gehad vir die beskermgodin van Sardes genaamd Sibyl, wat op dieselfde manier as Diana aanbid is. Basies vrugbaarheid, en jy kan dink enigiets daarmee aan verbande. Was vir 'n tyd lank die hoofstad van die provinsie Lydia gewees. Nou Sardes was ook bekend vir sy munt en gebruik van sy eie geld. En as 'n stad sy eie geld kan mint, dan sit in werklikheid 'n baie ryk stad. In 17 na Christus het 'n aardbewing die stad heeltemal verwoes. Hulle is vir 5 jaar van belasting onthef om so die stad weer eens op te bou, en in 1595 het 'n tweede aardbewing die stad in puin laat lê. Vandag is die stad 'n hoop klippe waar opgrawings gedoen word. Die stad is basies heeltemal vernietig. Jy kan sien daar maar van die oorblysels wat daar is. Die stad was omring deur goeie berge, hoë berge wat dit baie veilig gemaak het en baie populêr gemaak het. Hier's maar net 'n paar van die opgrawings wat hulle gedoen het. En interessant, hierdie tempel is 'n klompie jare terug ontdek. Hulle het begin met opgrawings, hy was heeltemal toe onder sand. Heeltemal toe. En hulle het hom letterlik ontdek, en toe hom oopgrou, is hierdie pragtige tempelbiblioteek wat hulle ontdek het, en al die jare, honderde jare nooit van geweet het nie, wat letterlik mooi behoue gebly het, as gevolg van die erosie van al die sand en goed wat hom toegelê het. Verder, hy lyk ook dan nie so goed nie, as jy hom van die kant af kyk, lyk hy maar baie sleg ook, vernietig. Goed, kom ons kyk bietjie na die inligting daaroor. Die hervormingswerk wat aan die einde van die Thyatira tydperk begin het, is natuurlik tydens die Sardes tydperk tot 'n hoogtepunt gekom. Dit het 'n hoogtepunt bereik. In 1517 het Martin Luther natuurlik sy 95 stellings aan die kerk van Wittenberg vasgespijker, en die groot hervorming het begin. Hy was opgevolg deur die Sardes hervormings, soos Calvin, John Knox, Zwingli, Cranmer, Newton ensovoorts. Hier is toevallig die bekende plaat waar hulle sê, waar Martin Luther voor die keiser gestaan het en daai bekende woorde gesê het, waar hy sê, ek kan net staan op God se woord. Ek kan niks anders doen nie. En hy het hier gestaan vir Jesus, en die hervorming natuurlik van hier af uitgebrei. As ons kyk, dit is 'n tydperk vir 'n tydperk het miljoene mense 'n beter begrip van die woord gekry, natuurlik omdat die Bybel in hulle eie taal beskikbaar was, en natuurlik deur die drukpers kon hulle elkeen self 'n kopie hê. Opvoeding was grootliks uitgebrei, want die hervorming het dit in doen gehad, dat elkeen die Bybel moes kon lees en verstaan, en valse leerstellings waarmee die kerk die mense mislei het, is natuurlik uitgebring. Mense kon self bestudeer en self die waarheid ontdek. En natuurlik het ook tot stand gekom wat ons noem protestantisme. Ons glo meeste van ons is protestant, nie waar nie? Ons staan bekend as protestante kerke. Toevallig, wat beteken protestant? Sal ooit daaraan gedink? Vra 'n bietjie predikant, wat is protestant? Meeste mense weet dit nie eens nie. Ons is protestant, maar ons weet nie eens wat dit beteken nie. Protestantisme was eintlik 'n skelnaam wat die Rooms-Katolieke vir die Christene gegee het wat weggebreek het. Met ander woorde, julle het geprotesteer teen ons. Protestantisme. So met ander protestant beteken, ons het geprotesteer teen die Rooms-Katolieke kerk en al sy valshede, en ons het
kon staan op die Bybel as ons grondslag. Goed, as ons kyk na die tydperk van hervorming, maar ook hier, jy weet, enige plek waar dit goed gaan, kom die duiwel in, en hy bring sy voet in, en hy laat val die hervorming weer eens tot formalisme, en dit wat eers warm gebrand het in hulle harte het verval, en die werk van hervorming het geleidelik gestop. Die Christene raak natuurlik op hulle gemak, die eerste tyd van die reformatie was agter die rug, en skielik was protestantisme en katholicisme op gelyke voet, en almal het gemaklik geraak. En wat gebeur? Ons verval maar weer. Kom ons lees die gemeente self, die brief. Jesus sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardis, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Nou weet, ons was al almal seker teleurgesteld in iets waarin ons gewoond geraak het, en skielik is dit nie meer wat ons dit kan onthou nie. Jy weet, jy het dalk altyd pizza gekoop as 'n jong man by 'n sekere pizza plek, jy weet, op 'n dorp, dit was altyd sulke nice pizzas, jy weet mos hoe werk dit. En jy het al die jare daar pizza gekoop, en jy is mal daaroor, en nou trou jy, en jy trek weg, en na so 10 jaar, ry jy en jou vrou weer verby daai dorpie, en jy sien daai pizza plek, jy sê vir jou vrou, jo, ek onthou, hierdie was die lekkerste pizza. En jy gaan bestel jy vir jou pizza, en jy is so opgewonde, jy weet, en jy vat die pizza, en jy gee hom so byt. En dit is nie meer dieselfde nie. Dit is nie meer dieselfde, het jy al so iets ondervind? Jy het hierdie verwagting van iets, en is nie meer dieselfde nie. Die kaas is taai, en hulle het seker perdevleis begin gebruik, of wat ook al. Nou, dit is in wese, wat die geval was met die Sardis gemeente. Hulle het gesteun op hulle reputasie van vroeër, waar hulle Jesus aangeneem het en warm gebrand het, maar hulle het die krag daarvan verloor. Hulle het maar net nie meer dieselfde geword nie. Na die dood van die groot hervormers het baie van hulle navolgers teruggeval in vormgodsdiens. Protestantse bewegings het formuleer hulle eie dogmas en akademiese terme as wat hulle het in die hart en in die praktyk uitgedruk of uitgelewe word. In ander woorde, ons skryf dit in boeke en dis waar dit bly, maar dis nie in die hart nie. Ook maar wat in ons lewens gebeur, nie waar nie? Kom ons lees dit, Openbaring 3 vers 4 en 5 sê, maar jy het enkele persone ook in Sardis, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Elkeen wat wit klere, natuurlik die geregtigheid van Christus ontvang, kry dit deur geloof as 'n gawe, en nie deur eie persoonlike verdienste nie, nie waar nie? Met ander woorde, Jesus se geregtigheid word deur geloof aanvaar, nie deur dit wat ek doen nie. Nou Jesus sê in werklikheid in die gemeente, word wakker en keer terug tot jou vorige vurigheid in die geloof, wat jy eers gehad het, sodat jou naam nie uit die boek van die lewe uitgewis sal word nie. So as ons einde kom van die Sardis tydperk, engelboodskappers, mense deur God gebruik om die Christenkerk te hervorm. Goed, ons 6ste gemeente, Philadelphia. Goed, kan ek jy gou iets sê? Almal van nie, kom staan gou op. Staan gou op, nie staan gou op, gou op, net waar jy staan, staan gou op. Steek jy aan die lig, maak so. Weer in. Goed, sit, dankie, kom ons gaan aan. Nou het jy weer asem. Ons is amper klaar, hou vas. Tydperk van sending. Philadelphia pas basies 1740 tot die jaar 1844 in ons historiese tydlyn. Jy kan sien, ons naby aan die einde met Philadelphia. Betekenis, Philadelphia beteken broederliefde. 'n Groot ontwaking vind plaas en die kerk stel baie belang in geestelike welsyn van die wêreld. Hier vind iets baie wonderliks plaas. Philadelphia, gebou op 'n terras op die hoofweg tussen Frigië en Smyrna, gevestig deur Eumenes, die koning van Pergamus in die 2de eeu voor Christus en vernoem na sy broer Attalus, wie sy loyaliteit om die naam Philadelphus of broederliefde besorg het. So dis wat Philadelphia sy naam kry. Die grond was baie vrugbaar, en van die beste wynboerdery was hier gesetel. En natuurlik, wat 'n God dink jy het hulle hier aanbid?
Dionysus, die god van wyn, het natuurlik hier die meeste aandag gehad. Nou, Philadelphia was ook die jongste stad van die 7 gemeentes. Die antieke dorp in die tyd van Johannes het pragtige tempels en geboue gehad wat vandag totaal vernietig is. Hy was self Klein Athene genoem in sekere korrespondensies, maar was nooit so belangrik as die ander 6 gemeentes nie. Philadelphia staan vandag bekend as Al-Shahir en is soos die ander ook onder beheer van die Turke vandag. Met ander woorde, die moslems beheer hom. Jy kan sien daar op die heuwel, dis waar hulle sê die ou stad werklik was, of wat oor is van dit, die nuwe stad maar in die omgewing, reg rondom. Hier is maar so 'n oorblywing van 'n amfitheater wat daar was, maar 'n paar artefaktes en goed wat hulle maar daar kon ontdek het. Hier is maar die moderne stad. Lyk ook nie meer veel beter nie, maar in 'n geval is 'n baie groot stad. Nie so groot nie, maar hy is dan redelik gevestig. Tydperk van herlewing en sending. Nou, Philadelphia pas profeties baie mooi in die kerkhistoriese tydperk van 1740 tot 1844 en was inderdaad 'n tydperk van broederliefde. Die tydperk word grotendeels gekenmerk deur godsdienstige herlewings en sending-uitreikingsaksies. Die Sardes tydperk van geestelike doodsheid het plek gemaak vir die grootste geestelike herlewing in die geskiedenis van die kerk. Hier begin dinge weer omdraai. Na die tekens van die donker dag en die sterrereën, ons gaan daarna nog kyk, het daar 'n groot belangstelling geheers in Bybelprofesie en die wederkoms. Almal het skielik tydens hierdie tydperk weer belang gestel in die Bybel. Openbaring 3 vers 7 sê, Jesus vir die gemeente en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige wat die sleutels van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Interessant, hy sê die sleutels van Dawid. Het jy al ooit in die Bybel gelees van die sleutel van Dawid? Interessant, daar is nie so iets van die sleutel van Dawid, wat Dawid ooit van gepraat het of iets nie. Nou hierdie vers in Openbaring pas die profesie van Jesaja, wat hy oor Eliakim uitgespreek het, toe op Jesus. Nou Eliakim word bevorder en Jesus, die profeet Jesaja voorspel dat hy gaan die sleutels van Dawid hou, of althans die hoof wees van die huis van Dawid. Nou Eliakim was die hoof oor die koningshuis in die tyd van koning Hiskia. Met ander woorde, hy het die sleutel en die verantwoordelikheid oor die koningshuis gedra. Met ander woorde, hy was die een wat oop en toe moes sluit. Dit was sy verantwoordelikheid. Hy het die mag gehad. Nou interessant, Jesus wat die sleutels het, verteenwoordig dan sy jurisdiksie nie net oor die gemeente nie, maar ook oor die goddelike doel wat daardeur bereik word. Jesus het al die krag en die mag en die autoriteit om oop te maak en te sluit. Nie waar nie? Net hy het die autoriteit. In Openbaring 3 vers 8 sê vir ons, of sê Jesus vir die gemeente, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Voor jou 'n geopende deur gegee, sê hierdie gedeelte vir ons. Nou Jesus as die sleutel het inderdaad 'n deur oopgemaak. Die kerk het min krag in homself, maar in sy genade en autoriteit maak Jesus vir hulle die weg oop om letterlik die evangelie te verkondig tydens hierdie tydperk. Groot sendingorganisasies, Bybelgenootskappe het in hierdie tyd van die geskiedenis ontstaan. Nou as ons kyk na die Philadelphia, was hier 'n groot sending evangelie ontwaking gewees. Ek bedoel, beter versorging vir die armes word in 1820 deur wetgewing afgedwing. Verpleging van siekes kom uit. Onderwys aan minderbevoorregtes, welsyn onder die laer klasse. Al hierdie dinge kom skielik op die voorgrond tydens hierdie tydperk van broederliefde. Ek bedoel, sendinggenootskappe word gestig soos nog nooit in die geskiedenis nie. Jy kan kyk na die datums. 1701 is Society Propagation Gospel in Foreign Parts. Die Pietistiese Deensaleense sending, die Baptiste Society, die London Mission Society, die Church Missionary en die Anglikaanse sending. Kyk na die datums. Hier skielik is dit of die wêreld begin belangstel in godsdiens. Die Bybelgenootskappe, kyk na die datums, die Britse Bybel, buitelandse Bybelgenootskap, die Paryse, die Griekse, die Russiese, die Belgiese, al hierdie datums, hierdie tyd vind daar skielik 'n herlewing plaas in die godsdiens. Skielik begin die mense belangstel in hulle broeders. Philadelphia, broederliefde. Openbaring 3 vers 10 en 11 sê,
omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom en bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Weet, aan Thyatira sê Jesus, hou maar net vas totdat ek kom. Aan Sardes sê hy, bekeer jou, en as jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. En dan in die Philadelphia periode sê Jesus, kyk, ek kom gou. Kyk, ek kom gou. Die wêreldse geloof in Jesus word op die proef gestel. Die laaste gemeente tydperk Laodicea sou die geklop aan die deur letterlik hoor. Vers 12 sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Weet, in kontras met die onsekere lewe in die stad Philadelphia, wat baie aan aardbewings blootgestel was, en die mense nie altyd seker was, of die dak dalk bo jou gaan inval nie, kom Jesus, en hy bied aan hulle wat oorwin die grootste standvastigheid, en hy sê, ek sal jou 'n pilaar in die tempel van my God maak. 'n Vastigheid in hierdie onsekere tye. Goed, ons laaste gemeente, Laodicea. Nou, dis die gemeente wat sekerlik die meeste op ons van toepassing het, en natuurlik altyd die meeste aandag het. Laodicea, die tydperk van oordeel. Basies van die jaar 1844 tot en met die wederkoms. Dis basies die era waarin ons leef, tot en met die wederkoms. Natuurlik die laaste gemeente in Klein-Asië, wat genoem word op hierdie roete. Goed, betekenis, Laodicea beteken die oordeel van 'n volk. Die kerk van God het in hierdie uur van oordeel te staan gekom. Die naam Laodicea dra ook die betekenis van louheid. Louheid, nie waar nie? Hierdie lou gemeente. Laodicea was om en by die jaar 200 voor Christus gestig deur Antiochus II en vernoem na sy vrou Laodice. Die stad was strategies op 'n baie belangrike kruisroete geleë, wat die stad 'n baie welvarende kommersiële sentrum gemaak het. Veral tydens die Romeinse regering het hierdie stad nogal 'n baie mooi opleef gehad. Laodicea speel ook 'n groot rol in die bank- en wisselkoersbedryf met sy vele banke. Hy was veral daarvoor bekend. Die stad was so ryk, selfvoldaand en welvarend, dat toe 'n aardbewing die stad in 60 na Christus vernietig het hulle selfs finansiële hulp van die keiser Nero geweier en die stad op eie onkostes herbou. Dit vertel jy wat 'n ryk stad was hulle. Hulle sê net, ons het julle nie nodig nie, ons doen dit onsself. Warmwaterbronne was om Laodicea geleë, wat na die stad gelei is, maar teen die tyd dat dit die stad bereik het, was dit lou. Wel, nie aangenaam om te drink nie, maar dan baie lekker om in te bad, jy weet. So, dis waarvoor dit eintlik maar gebruik is. Was ook baie bekend vir sy swart wol, waarvan waardevolle en duursame blink swart kledingstukke gemaak is. Was die Parys van die antieke modewêreld. Weet, soos Parys vandag, ons almal na Parys kyk, so was Laodicea in Bybelse tyd. Almal het vir die modes na hulle gekyk. Laodicea was ook bekend vir sy mediese skool ter ere van die Griekse god vir medisyne Menkaru. 'n Wêreldbekende oogsalf of poeier is hiervan vervaardig en versprei wat Phrygiese of Colarium salf genoem is. Nou dis basies wat oor is nie veel nie, daar's maar so water addict wat hulle dink, pijpleiding wat hulle gehad het, maar bietjie deel van die stad, jy kan sien is maar net klippe wat daar oor is, daar's regtig nie meer veel nie. In die agtergrond kan jy die dinge sien van 'n klein amfitheater wat daar was, en daar kan jy die pypleiding sien. Hierdie is massiewe blokke, waardeur ek kan daar so 'n tonnel sien, wat hulle, weet nie hoe hulle dit gemaak nie, maar hulle het hierdie goed gebou en vir kilometers gepak presies, en hulle het die water van die warmwaterbronne na die stad toe gebring in hierdie waterleiding. Dis eintlik incredible. Hier's 'n amfitheater, 'n baie groot ene wat daar behoue gebly het, is ook maar redelik vervalle vandag. Jy kan sien, hier was van die baddens en plekke gewees waar hulle bietjie lekker ontspan het. En natuurlik hier's die moderne Laodicea,
wat hulle gedoen het, toe die stad vernietig is, toe dink hulle, nou kom al die moeite doen om die water na ons toe te bring, kom ons gaan bou die stad by die warmwaterbronne. En jy kan sien, dis vandag 'n baie bekende plek, natuurlik vir toerisme, dit is die lieflikste warmwaterbronne, jy kan sien hoe lekker lyk dit, nee? Ons wil bietjie daar gaan ontspan, dis lekker, dis 'n baie lekker plek, sê hulle, jy wil net daar in die lekker warm water gaan ontspan en dit geniet. Al hierdie wit is natuurlik sediment en minerale en al die goed wat natuurlik baie mooi lyk. Goed, as ons bietjie kyk na die agtergrond, Laodicea pas presies baie mooi in die kerkhistoriese tydperk van die middel 19de tot aan die einde van die wêreld en verteenwoordig die hedendaagse Christenperiode tot en met die koms van Jesus. Met ander woorde ons vandag. Hierdie is die laaste boodskap aan die laaste gemeente. Profeties gesien is dit dus die boodskap aan die laaste kerk op aarde voor die wederkoms. Voor die wederkoms, met ander woorde, dis ons. Net soos wat Laodicea self vandaan en lauwarm was, soos die water in hulle waterleiding, so is die kerk ook vandag. Dis basies hoe die kerk ook maar vandag is. Jy weet, selfvondaan, lauwarm, nie baie ernstig nie. Jy weet mos, ons is nie te warm nie, maar dan ook dan nou nie te koud nie. Nie te sleg nie, maar dan wragties dan ook nou nie te goed nie. Nie vyandig teenoor Christus nie, maar aan die ander kant ook nie totaal toegewy aan hom nie. Nie synig nie, maar ook nie openlik vrygewig nie. Niks daarteen om mense te help nie, maar jy weet maar ons doen ook niks om mense te help nie. Is dit nie maar hoe dit ons mense opsom vandag nie? Ons is nie werklik toegewyd nie. Die kerk vandag is net soos die gemeente in Laodicea, halfhartig in hulle geestelike lewens, maar tog ook heeltemal tevrede met hulle geestelike ondervinding. Ek bedoel, ons is heel happy soos wat ons is. Ons weet wat is reg en ons weet alle dinge, maar weet ons volg maar die middelweg en ons is heel gelukkig soos ons is. Is dit nie maar wat gebeur nie? Kom ons lees die brief. Vers 14 in Engels, en hy sê, Jesus sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Was jy tog maar koud of warm? Weet, dit verteenwoordig die hedendaagse selfvondane Christen. Weet, ons dink ons is gesond, maar eintlik is ons verskriklik siek en het behoefte aan hemelse genesing. En Jesus spreek die kerk direk aan as lou, met 'n vorm godsdienst sonder enige betekenis. Jy weet, ons kan verstaan hoekom God wil hê ons moet warm wees. Maar aan die ander kant, hoekom verlang God dat ons eerder koud moet wees? Het jy al gedink? As jy warm is dit mos goed, maar as jy koud is dit sleg. God verwag jy moet warm wees of koud, maar hy wil nie hê jy moet lou wees nie. Hoekom? Jy sien, as jy koud is, weet jy dan jy is verlore, nie waar nie? Kan daar iets met jou gedoen word, jy kan warm gemaak word. Maar as jy lou is, dan voel jy geen behoefte nie. Jy is gelukkig soos ek is. Jy dink alles is reg, maar jy is nie werklik reg nie. En dis die gevaar van lou. Vers 16 sê, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Dis jy wat dit is. Net soos lauwarm water baie keer gebruik word as 'n hulpmiddel om op te bring. Weet, party mense as hulle wil opbring en drink hulle net 'n bietjie lou water en daar kom alles uit. Beskou God die kerk se toestand as so ongewens dat hy dit wil uitspoeg. Dat hy dit wil uitspoeg. Weet, die kerk is tevrede soos sy is, maar sy besef nie haar werklike toestand nie. Weet, niemand is so blind en so dom soos hy wat mislei en deur die sonde gebind is nie. Nie waar nie? Wel, niemand is so dom en so blind soos hy wat nie wil sien nie. Soos hy wat gewoond is aan sy toestand. Vers 18 sê Jesus vir hulle, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Baie belangrik. Die kerk soos Laodicea van ouds was selfvondaan. Hulle was ryk met banke en baie geld. Ek bedoel, hulle het baie geld besittings gehad, net soos ons vandag. Ons is oor die algemeen welgesteld. Tweedens, hulle het hulle self bekleed met die diersaamste en waardevolle blink swart kledingstukke wat hulle geproduseer het van hierdie swart wol wat uniek was aan hulle. Net soos ons vandag
redelik goed geklee en baie gelukkig. Hulle het die oplossing gehad vir baie oogprobleme met 'n baie bekende oogsalf. Ons het nie eens mediese probleme nie, ons het baie dokters ook vandag, maar hulle het die mees belangrikste gemis. Wat het ons die nodigste? Goud wat deur vuur gelouter is, sê Jesus. Die egte geloof wat deur beproewing getoets is en deur liefde oorgaan tot aksie. Dis wat ons die nodigste het. Wit klere, die kleed van Christus se geregtigheid. Ek wil hierdie swart kledingstukke van ons eie sondes moet uitgetrek word en dit moet verruil word vir Jesus se wit kleed van sy geregtigheid en salf om jou oë te salf, sê Jesus, naamlik die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees nodig om ons ware sondige toestand te besef. Hy openbaar die sonde aan ons en lei ons in die waarheid en in sy geregtigheid. Ons ware toestand, hoe word dit bevredig in Jesus? Hulle sê aan julle wat dink julle is ryk, bied Jesus homself as die bron van ware rykdom. Aan hulle wat dink hulle is geklee met die diersaamste en waardevolste kleding, bied Jesus sy wit kleed van volmaakte geregtigheid. Aan hulle wat dink hulle kan geestelik sien, bied Jesus die Heilige Gees, sodat ons onsself kan sien, soos wat hy ons sien. Ek bedoel, in ons eie oë dink ons is goed, ons lyk reg. As ons net moet sien soos wat Jesus ons sien, sal ons werklik agterkom hoe naak, hoe blind, hoe dom is ons. Nie waar nie. 3 vers 20 sê, en kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy saam met my. Vir die gemeente van Philadelphia sê Jesus, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, in Openbaring 3 vers 8. En vir die gemeente van Laodicea sê Jesus baie interessant, ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek ingaan. Ek klop, en as iemand oopmaak, sal ek ingaan. So ons kry hierdie vergelyking van 2 deure. Hier's nog iets baie interessants. 2 deure. Eerstens, 'n deur in die hemel wat alreeds oop staan, teenoor die een op aarde, hier in my hart wat oopgemaak moet word. 'n Deur wat niemand kan toemaak nie, en 'n deur wat slegs een ek kan oopmaak. In die hemel 'n deur wat Jesus vir ons oopgemaak het, sodat ons kan ingaan, en natuurlik hier in my hart, 'n deur wat slegs ons kan oopmaak, sodat Jesus kan inkom. Net een ek kan daai deur maak. So basies kom dit daarop neer, dat een ek hou die sleutels tot ons eie harte. Nie die predikant nie, nie mense nie, nie die duiwel nie, een ek hou die sleutel tot ons eie harte. Elke persoon moet vir homself besluit of hy Christus gaan innooi in sy hart om sy lewe te verander, of hy hom gaan laat buite staan. Dis die boodskap, dis u keuse. Die tydperk van oordeel van Laodicea in hierdie tyd wat ons in leef. Openbaring 1 vers 3 sê, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, en die wat dit hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Die tyd is naby. En dit kom daarop neer, Jesus hou al die tyd die geskiedenis vas. En hy wil u en my lewe ook vashou in hierdie tye waarin ons leef, in hierdie eindtyd, sodat u en ek die ewige weg na hom sal volg, om deur Jesus volmaakte redding kan vind. Die einde. Uiteindelik, nee, dankie tog. Kom ons sluit af in gebed. Kom ons maak die oogies toe. Onse wonderlike Here Jesus, baie dankie vir u goedheid, die genade en die liefde. Dankie Jesus, dat u 'n God is wat nog altyd betrokke was in u kerk deur al die eeue van die geskiedenis. Dat u die 7 gemeentes ook in ons eie lewens kan laat afspeel en ons daardeur na u toe wil bring. Here Jesus, as ons na hierdie dinge kyk, is ons ook maar baie keer skuldig en som hierdie gemeentes ook maar ons lewens op. En daarom wil ons vanaand voor u kom staan en ons afhanklikheid van u besef. Dankie vir hierdie boodskappe van u. Mag u dit lewendig maak in ons harte, mag u dit lewendig maak in ons lewens, en mag ons bou op u, kom wat wil. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. It's an awesome God He reigns from heaven above.
awesome